Goeiemiddag, jy is ingeskakel hier by Woordbreek 1 Maart 2026 en baie welkom. Ek hoop jy gaan vanmiddag baie lekker saam met my kuier en 'n geseënde tyd saam met my waar ons indelf in die waarhede en natuurlik die secrets, die geheime en geheimenisse van Abba Vader, Yeshua en Ruach HaKodesh se kosbare openbaring. Daar waar jy is, net so. Kom ons bid saam. Abba Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, een God, ons aanbid U. Dankie vir die kosbare openbaring van U wat U self op 'n bonatuurlike manier sigbaar kom maak het vir ons as mens. Tasbaar, sodat ons U nie net sou aanbid in hoop, in gees en in waarheid nie, maar dat die waarheid openbaar sou word, sodat ons U kon sien en sou sien dat ons na U beeld en U gelykenis gemaak is. Jesus, Yeshua, U wat God is, toe U sigbaar word, toe kon ons sien ons lyk soos U en U lyk soos ons. U het nie 'n ander vorm aangeneem of een of ander energiebron verteenwoordig of snaaks of anders gelyk. We look just like you. And you look like us, want ons is in U beeld en in U gelykenis gemaak. Dankie Jesus dat U dit vir ons kom wys het en dat ons vanaand kan verstaan, Heilige Gees, dat die openbaring van die bonatuurlike heeltemal te groot is vir ons menslike brein en verstand om te verstaan. Daarom het ons U nodig. Daarom is dit onmoontlik om U te kan ken en U te kan aanbid bloot net uit mensekennis uit of uit teorieë of dogmas. Mag ons dan dus in hierdie uur U wat God is weer eens geleentheid gee. Ek weet, U praat deur biljoene kanale. Maar as ons U werklik soek, sal ons U in alles hoor. Nie net op Sondag of Saterdag of wanneer ons, soos ons dit noem, by mekaar kom en kerk hou. Maar dat U Uself openbaar in alles. Van die kleinste molekuule tot die grootste planeet. Sal U dan, wat U reeds vir ons kom sigbaar maak het, vanaand wys in die Gees, wat U in ons bereik het, en kom doen het deur Jesus op aarde. Dankie vir hierdie groot geheim, wat vanaand nie meer 'n geheim is nie. Ons loof U, want U is wonderbaar. In die mooiste naam, die lieflikste naam, die liefling van ons siele, wat ons lief het met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, ons totale menswees, ons hele denke, al ons krag, want U is ons alles. Kom word verheerlik, Koning van alle konings. Amen. Nou ja, ek hoop julle is ingeskakel en dankie vir julle wat ingeskakel het en tans inskakel. Ons kuier lekker hier vanuit Bellito. Ons het uitdagings en die uitdagings is maklik. Dit bring ons absoluut net nader aan die Here. En dis wat dit so uniek maak. Krisisse, omstandighede, negatiewe gebeure, dit wat soms gebeur wat vir mens 'n bietjie kan terugruk of so 'n bietjie omkant kan vang ons nie omkant nie, want dit bring ons en dryf ons nader aan Hom. Nou hoe nader? Want Hy woon dan in ons. Wel, dood eenvoudig omdat ons Hom dan sien en Hom toelaat om alles in elke situasie te wees. Ook in ons hartseer, ook in ons pyn, ook in ons ongemak, ook in ons omstandighede wat nie altyd gunstig is nie. Jy kuier vanaand saam met my en ons gesels oor hierdie fenominale woordjie, geheim. The biggest secret. Nou wat is the biggest secret, as jy as Christen vanaand vir my moet iets oopbreek? As ek jou sou vra, gee vir my die
die grootste geheim van die Bybel. Nou mense hardloop agter verskeie predikers aan. Ek wil nou nie vingers wys en dinge sê nie, maar mense soek vandag na allerhande dinge, allerhande krag, allerhande openbaringe, allerhande profetiese woord, allerhande revelations nie, wat is dit as daar 'n uitbreek kom van geestelike herlewing, is die woordjie waarna ek soek, revival. Stop looking for revival. Look for revelation. It's quite a big difference. Die een is, ek hardloop na hierdie konferensie en hierdie plek waar hierdie predikant so preek en so sy hande op mense lê, en dan sê ons, what a revival. En dan hou dit gewoonlik so week, of 2 of 3, of miskien 4, en dan begin dit so 'n bietjie verdwyn, net soos met ou Moses, wat die heerlikheid van die Here hom verlaat het. Ek glo dat die openbaring wat Moses op die berg gehad het, toe hy God kon sien, is presies wat Jesus wou kom wys op aarde. Met een verskil, dat die heerlikheid wat oor Moses was, nie op 'n beperkte tyd in die mens of oor die mens sou sigbaar wees nie, maar ewig, omdat hy in ons kom woon. So as jy vanaand soekend is, as jy vanaand onseker is, as jy vanaand vir jouself moet vra, het ek al regtig 'n revival bygewoon, wat van dat ek daar was tot vandag toe, nog steeds revival in my veroorsaak. Ek praat van dieselfde hoendervleisgevoel, dieselfde ekstase, dieselfde krag, dieselfde fenominale grootheid van God wat jy beleef het by hierdie revival, hierdie herlewing, nou permanent nog net so in jou is. Dis 'n moeilike ding om te sê, want meeste van ons, ek ingesluit, wat al konferensies bygewoon het wat fenomenaal was, wat bonatuurlik was, wat amazing was, het maar soos wat die lewe aangaan en die tyd loop, het jy maar vergeet van sekere goed, die gevoel wat jy gehad het, die krag wat oor jou vaardig geword het, toe jy geval het, of toe jy iets beleef het, of in 'n stem gepraat het, of iets deur jou sigbaar geword het, it kind of just dissipates and disappear like with Moses' blessing, and the anointing that was on him, that was shining over a period of 40 days. Moses het later so wyl oor sy gesig gehang, dat die mense moes dink hy het nog steeds die salwing van die Here, want hy wou nie hulle moet agterkom, dit het hom verlaat nie. Dankie Jesus, wat toe u kom sê het, ek laat julle nie as wese agter nie. Ek gaan van nou af vir altyd in julle bly. Dat u beloof het, dat dit nie meer hier gaan oor, daar sal 'n tyd wees wat ons soos revival, salwing en herlewing beleef nie, maar dat dit 'n permanente inwoning is van wie u is in u godheid. That's revelation. That's not revival. So daar's nogal 'n redelike verskil, soos ek vir jou die grootste geheim moes vertel vanaand, as ek dit in een woordjie kon vasvang, of in 'n paar woordjies, ek wil nie sê een woordjie nie, dan is dit Christ in you. That's the biggest revelation. Kolossense sê dit so mooi, Paulus skryf hieroor, in Kolossense hoofstuk 1, dan sê hy hierdie woorde, daar in vers 26, dan sê hy naamlik, julle ken hierdie versie, die van julle wat my nou al ken weet, hierdie is een van my themaverse, naamlik die verborgenheid. Kom ek lees vers 26 en 27. Naamlik die verborgenheid wat van eeue en geslagte af verborge was. Vir eeue en geslagte. Vir eeue en geslagte lank was daar herlewings, openbarings, great revivals. Mense kom tot bekering, mense word bevry van allerhande bindinge en verslawings, en huwelike word herstel, gesinne word herstel, ekonomie word herstel, lande word herstel. Man, God did amazing things, but He's still the same God. He's still doing the same things, except now, the biggest revelation, deur al die eeue, en geslagte wat verborge was, en nou geopenbaar is, aan sy bruid, die heiliges, sy seuns, sy dogters, aan wie God het wou bekend maak, die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid, onder ons, ja, jy en ek wat 'n heiden was, jy en ek wat hom nie geken het nie,
Ons praat so maklik van, ja, ek het in die kerk groot geword, ek's 'n Christen. Voordat jy Jesus ontmoet het, was jy heiden. Noem dit wat jy was. Jy's nie 'n Christen gebore nie. Jy's in sonde gebore. Jy het dalk nie sonde gedoen nie, maar jy's op 'n sondige planeet gebore, ver van God af. Die kerk het jou nie heilig gemaak nie. Ek ken baie ouens wat meer in die kerk was as ek, tot op die ouderdom van 16. En hulle lewe het exactly gelyk soos wat dit gelyk het in die wêreld. Ek en jy is voordat Jesus in ons kom bly, 'n heiden. Nee, ek's 'n boer. Nee man, ek's nie in die kerk groot geword. Ek het nie AGS groot geword. Ek sê heiden. Jy's 'n heiden voordat jy Jesus ontmoet. Jesus maak my en jou heilig. Jesus maak my en jou pragtig. Jesus maak my en jou mooi. Jesus maak my en jou nuut. Jesus kom en hy sê hierdie rykdom van hierdie heerlikheid. Onthou dis hierdie heerlikheid wat mos nou op Moses was. Wat verborge was, weggesteek. Hierdie heerlikheid wat hy aan die heidene kom openbaar het. Dit is Christus in julle. Die hoop van die heerlikheid. Wat se hoop? The hope of glory. Jy sien die grootste geheim is, as ek het vanaand in daardie paar woordjies sou saamvang, Christ in me, Christ in you, is the biggest revelation that was ever, according to this scripture, revealed on the planet Earth. Alles van Genesis af tot in Openbaring gaan hieroor. God se plan was nie verborge om skielik ons omkant te vang nie. Dit was van die begin af, deur elke profesie wat op Jesus wys, 'n heenwysing na wat sou kom. En weet jy wat se amazing ding, toe hy op aarde is, toe hy openbaar is, toe die heerlikheid van hoe God lyk voor die mens staan, herken die mens dit nie. Want die mens was vasgevang in 'n sekere verwagting, en 'n sekere persepsie van hoe God moes lyk. Hy kom ons nie soos 'n mens lyk nie. God kan ons nie soos Jesus lyk nie. Jesus kan ons nie God wees nie, want hy's dan net 'n mens. Dis wat die Fariseërs gesê het. Dis wat die Sadduseërs gesê het. Dis wat die skrifgeleerdes gesê het. Dis wat Jesus se eie familie gesê het. Dis wat die dorp waar Jesus gebly het gesê het. Hulle het nie geglo in hom nie. God cannot look like this. God must be massive. He must be a floating just circle of energy. Hier staan Jesus voor hulle en hy sê, ek en my Vader is een. En as julle in my bly, dan is julle een met my. Didn't make sense. Cannot just look like a human. That's the biggest revelation and the biggest powerful message and the biggest secret that was ever revealed to anybody who calls themselves bride. As jy vanaand soek die hoop van heerlikheid, Moses het dit so geniet dat die heerlikheid van God op hom was, dat hy dit probeer wegsteek het, asof dit altyd by hom was. Moses het op die berg geklim en met God gepraat en van die berg afgeklim en dan weer met die mense hieronder gepraat. There was no permanent connection. Hy moes baie keer op teen die berg weer om te hoor wat sê die Here en af teen die berg om weer tussen die mense te kom. Terwyl hy daar bo op die berg is wat dit heilig is, bou hulle 'n goue kalf hier onder. Terwyl hy daar bo op die berg is, met God tyd spandeer, is hulle besig met hulle eie agenda hier onder. Ons eerste kerke was selfs so gebou. Die eerste kathedrale, die eerste tempels. Die plek was 'n verhewe plek waar die dominee of die pastoor of die priester gestaan het, daar bo, half so teen die berg op. Nou julle dit? Ja man, ek was in 'n kerk, as die dominee daar onder by die konsistorie uitkom daar agter en hy klim so met die trappe op en hy stop so halfpad en hy bid. Ja, dit was regtig vir my 'n heilige oomblik daar. En ek spot nie daarmee nie, ek sê hoe ek dit beleef het. En dan dominee tot daar bo geklim en hy daar op die berg gestaan, daar van bo af op die preekstoel, wat nou nie vandag soos vandag sin is nie, het hy gepraat met ons as volk, ons sondige mense. Jesus Christus, Christ in me, the biggest revelation and the biggest mystery that was hidden through all the ages. Die woordjie mystery beteken, and once hidden and now revealed, beteken in Grieks hierdie woordjie mystery, mysterion. En dit beteken nie iets spookagtig of iets fenomenaal wat
wat ons nie geken het nie, soos 'n bol energie. Dit beteken eintlik maar net, dat ons God voorheen nie kon sien nie. Moses het nie Jesus op die berg gesien nie, hy het in wolk en in donderweer en in weerligstrale daar bo op die berg gestaan, terwyl 'n wolkkolom die berg oordek het. En hy kon hom nie sien nie, want God sê, as jy my sien, sal jy sterf. Geen vlees en bloed kan my sien nie. Wanneer is dit dan openbaar? Dit is openbaar in Jesus. Niemand het gesterf toe hulle Jesus sien nie. Inteendeel, hy is die enigste een wat sterf, sodat almal wat hom sien en na hom kyk, sal bly lewe. Hierdie fenomenale Ou-testamentiese verborgenheid het al daar in die tuin begin. God vertel van wie hy is, en dat daar op 'n stadium 'n tabernakel gebou sal word, met 'n heilige verbondsark. En dat daar op 'n stadium 'n tempel gebou sal word, en dat hy in hierdie tempel homself dan sou openbaar aan die hoëpriester alleen. En dat die hoëpriester dit wat aan hom openbaar is met die priester sou deel, en die priesters dit weer met die volk sou deel. Hier's vir jou vanaand iets skokkend. Vandat Jesus gesterf het, en die voorhangsel in die tempel geskeur het, die 2 voorhangsels, van toe af, nie van nou af nie, van toe af, bly God nie meer in geboue nie. Dis nie ek wat so sê nie. Dis die woord wat so sê. Petrus, Paulus, hulle almal, as hulle praat daaroor, dan sê hulle, ons is lewende stene, 'n gebou deur God opgerig, 'n tempel, 'n heilige tempel, waarin hy kom bly. Not made with human hands. Hierdie absolute goddelike openbaring gaan nie oor die 10 gebooie of die wet nie. Hierdie goddelike openbaring gaan nie oor priesters wat as tussengangers moet optree nie. Hierdie goddelike openbaring het nie 'n eksterne geregtigheid nie. Hierdie goddelike openbaring gaan oor union. I need to use the word in English because it just sounds so much better than the word eenheid in Afrikaans. Maar kom ek praat oor beide. God is een God, wat wanneer hy in my en jou kom bly, eenheid openbaar. Union. En hierdie union openbaring van wat verborge was deur al die eeue, hierdie union praat oor sonship. Wat is sonship? Sonship is familie. As jy 'n kind het, 'n seun of 'n dogter, of jy is 'n seun of jy is 'n dogter, dan verstaan jy al iets van wat die woordjie being a son of being a daughter beteken. Sonship praat van 'n verhouding vanuit bloed. Dis hoekom bloed so 'n belangrike rol speel. Want as ek vanaand 'n pa en 'n ma het wat nie biologies my ma en pa is nie, dan is ek nie hulle DNA kind nie. Al maak hulle my hoe mooi groot. Dis hartseer, maar dis waar. Bloed verbind mens en maak jou een. Die bloed van mamma en pappa wat in are vloei, wat eenheid gebring het en jou gemaak het, maak jou son of daughter. Sonship, met ander woorde, maak my een met Vader deur die bloed van Jesus. Vra altyd vir mense, wie se bloed was in Adam? Nee, dit was seker maar nou 'n samestelling in die grond uit. Dit was God se bloed. Die Vader se bloed was in Adam. Wie se bloed was in Eva? Adam se bloed was in Eva, en Adam se bloed was God se bloed. So Eva het ook God se bloed in haar gehad. En so het hulle bloed na hulle kinders toe gegaan, tot die sondeval. Want van die sondeval af, is sonship net 'n mooi woordjie. Kom is daar so 'n aanslag op huwelike? Kom is daar so 'n aanslag op verhoudings? Kom is daar so 'n aanslag op tussen kinders en tussen ma en dogter en pa en seun en broer en suster? Hoekom? Want dit verteenwoordig union, sonship, family. That's what God revealed in Christ. Kom ek verduidelik dit. As ek by 'n kerk aansluit, enige kerk, dan is ek nie 'n gebore persoon
lid nie, ek is 'n lidmaat. So ek kom en ek word deel van 'n gemeente gebaseer op ek stem saam. Ek hou van wat julle doen. Ek wil graag hier aanbid. In 'n familie werk dit nie so nie. In 'n familie wanneer 'n kind gebore word, dan of die kind nou hou van wat in die huis gebeur of nie, die kind is deel van die familie. Ek het nie van alles gehou wat my ma en pa my geleer het nie, maar ek was deel van die familie. En in die familie was daar goed wat ek gedoen het, wat ek moes doen, want dit het bevestig dat ek deel is van die familie. Daar's sekere gewoontes wat nie so lekker was vir my nie, wat deel is van familie. As jy in 'n familie is, dan doen jy dit so. Sonship, met ander woorde, is direct access. Ek het baie jare terug te vra iemand vir my wat sy werk doen, ek te sê ek werk vir direct access. Toe sê hulle, dis interessant, verkoop jy versekering? Toe sê ek, nee, ek het direk kontak met hoofkantoor. Dis nou maar spottery, baie mense gaan dit nou baie ligsinnig opneem, maar ek het 'n grap gemaak met die persoon. Maar in dit was daar soveel waarheid. Tot en met voor Jesus op die aarde gebore word, is daar nie direct access nie. Net vir die hoëpriesters, net vir Moses, net vir hulle wat God geroep het en aangestel het om mense te lei sodat hulle kan hoor wat hy sê. In Christus begin Jesus die mens leer, julle kan met my praat, direk. Julle hoef nie tabernakel toe te gaan nie, julle hoef nie met die priester te praat om dan by my te kom, julle kan direk met my praat. Wanneer ek met my pa wou praat in ons huis en familie, dan het ek nie met my ma gaan praat sodat sy vir my pa sê wat ek sê en dan kom sê sy weer vir my wat my. Dit het net gebeur as ek en my pa kwaad was vir mekaar. Maar gaan praat jy mos met jou ma, dat sy met jou pa praat, dat jou pa jou nou nie 'n bietjie skade aandoen nie, maar dat hy met jou kom gesels. Ek het direkte kontak met my pa en ma gehad, want ek is bloed, ek is 'n seun. My pa het ook nie vir my gesê, my seun, as jy wil weet hoe ek oor jou voel, gaan praat met jou ma nie. Hy het vir my gesê hoe hy oor my voel. My ma het ook nie vir my kom sê, as jy wil weet hoe ek voel, gaan vra jy onderwyseres nie. Want my ma het vir my gesê hoe sy voel. My broer het nie vir my gesê, gaan praat met my pelle as jy wil weet hoe voel ek oor jou nie. Want hy het met my gepraat, ek's familie, hy's my broer, ek sy broer. Direct access. In 'n familie kommunikeer ons reguit met mekaar. Ons sê vir mekaar hoe ons voel, ons weet die hele tyd wat aan die gang is, ons is deurgangs bewus van hoe dit behoort te werk. Direct access het gemaak dat ek intern dinge kon internaliseer, wat my uiteindelik verander het, getransformeer het van binne af, want ek het gesien hoe tree my pa op, ek het gesien hoe tree my ma op, ek het gesien hoe tree my boetie op, ek is in die familie, ek het dit eerstens beleef. Ek het nooit gewonder, as my pa kwaad was of hy kwaad is, ek het dit geweet, soos meeste van julle. Ek het nooit gewonder as my pa bly is, of hy nou bly is nie, ek het dit geweet, ek kon dit sien, ek kon die glimlag op sy gesig sien. Ek het nooit nodig gehad, om vir my ma te gaan vra, wat is my pa se wil of droom nou eintlik vir my lewe, want hy het dit reguit vir my gesê. That's what God intended through Christ. That's what God meant when Jesus came. And it talks straight to you. You're a son. This is about sonship. You are sons. You are daughters. Maar dit stop nie net daar nie. Daar is nog 'n bietjie baie beeldspraak waar Jesus in Johannes 17 byvoorbeeld hierdie gebed bid, en ek lees dit vir in Engels, that they may be one as we are one. Ek het al hieroor gepraat, baie, ek herinner jou net weer daaraan. The real revelation is not try to reach God. It is you have been brought through Christ into Him. You have been brought through Christ into Him. Beautiful. Hierdie eenheid spreek van iets wat geopenbaar is, wat verborge was, en nou sin maak. Ek kan vanaand vir jou baie mooi dinge vertel. Ek kan vir jou sê, jy moet meer gaan bid, jy moet vas, jy moet meer Bybel lees, jy moet meer gedissiplineerd wees, jy moet meer fokus. But it will not be the same as when you experience Him yourself on a personal level as a son.
That's completely different. Ek kan vir jou vanaand vertel hoe wonderlik 'n huwelik is en waarom dit voordelig is om te trou. But it will not have the same impact as when you get married yourself. Ek kan vir jou vertel hoe lekker dit is om getroud te wees. En jy kan dit hoor en by jouself dink, ja, en van julle dink ook dalk vanaand, waar kom die ou aan wat hy nou sê? Jy sien, die huwelik op aarde, dis die tweede ding, is die openbaring van die verhouding wat Vader met ons wou hê. Daarom het hy dit met die huwelik vergelyk. Daarom is Adam en Eva in eenheid geskape. Eva is uit Adam se sy uitgemaak. Julle het hierdie al gehoor, ek sê dit net weer. Die spies in Jesus se sy ingedruk word en die bloed loop uit met die water. Toe bevestig dit ons seunskap. Hoe kan jy dit sê, pastoor? Want die eenheid waaruit ek en jy in hom gemaak is soos in 'n huweliksverhouding tussen Adam en Eva. Die simboliek was die hele tyd daar. Daarom haat God egskeiding. Why? It resembles that there's a possibility that our union between me and him can be broken by man. Dis soos iemand wat vir my kom sê, die eenheid tussen my en my pa is verbreek, omdat my pa kwaad was my. That's not true. Die kommunikasie is dalk verbreek, maar my pa se DNA bly in my, al is hy 1000 jaar dood. Hy is nie so lank dood nie, relax. My pa se 8 jaar terug hemel toe. 8 jaar? 9 jaar, ek kan nie eens onthou nie, 2018. Met ander woorde, die DNA wat ek vanaand in my dra, wat deur bloed uit my pa uitgekom het, maak my sy seun, and it will be like that forever. Die DNA wat ek in my dra, wat uit bloed uit voorkom van my moeder af, dra ek in my gene. Ek is haar seun. 'n Stukkie papier maak nie dat ek haar seun is nie. Die bloed wat uit haar uitkom, die gene maak ons seun. Nou staan ek en jy vanaand ons sê, but this hidden shadow was from the beginning. What shadow? What shadow? Well, first of all, Adam was created in his image. Second of all, Eva wat gemaak word uit Adam uit om die eenheid te bewys. Die misterie van die huwelik waarvan Efesiërs 5 praat. Paulus praat so mooi daarvan in Efesiërs 5. En dan sê hy, this is a great mystery. Nou gebruik hy weer dieselfde woordjie wat daar in Kolossense gebruik was. This marriage, the union, that's a great mystery. Het jy dit nie nou net gehoor daar in Kolossense 1:26 en 27? Hierdie woordjie mystery, mysterion. Not something spooky, mystery wat praat van die volgende. This is a great mystery, sê Paulus, but I speak concerning Christ and the church, his bride. Jy sien, die Bybel primêr breek vir ons sekere goed oop. En een van die mooiste goed wat die Bybel oopbreek, is dat God ons pa is. Ek is in 'n familie waar ek sy seun is. Jy is in dieselfde familie ingebore van bo wat jou seun of dogter maak, en daarom is ons een. Ons is familie. Sien jy nou hoekom dit so verskriklik is as in 'n gemeente daar onmin is en twis? Jy's kinder van jou eie familie as jy's kinder. As jy kwaad word, word jy kwaad vir jou eie familie. Nou wil ek net weet, in 'n gesin word ons mos kwaad vir mekaar. Ja, in 'n gesin is daar goeie tye en slegte tye. As tye wat ons saamstem oor alles, maar as tye wat ons nie saamstem oor alles nie. Breek dit die eenheid in die familie? Wel, dit kan dalk so 'n bietjie ons kommunikasie beïnvloed. Dit kan dalk 'n bietjie oor hoe ons oor mekaar voel beïnvloed. But we stay family, 100%. Ek's 100% my pa se seun gewees, al het ek en hy 'n striweling of 'n rusie gehad of 'n verskil. Ek's 100% my ma se seun gewees, al het ek nie altyd alles gedoen wat sy vir my gesê het om te doen nie. Ongehoorsaamheid maak jou nie minder kind nie. Skryf dit neer. Ja, pastoor, maar nou maak jy die deur wyd oop, hè? Well, just think about family. You want to tell me you got divorced from your mom and dad every time you did something wrong? Want to tell me you got divorced from your brother and sister? I'm talking blood family here, when you were angry at them? Why do we do that with the relationship between us and Christ? Jy sien die verantwoordelikheid om in eenheid te wees met hulle wat God vir ons gegee het en in eenheid te wandel is presies familie. Do not call it church. Call it family. And the family is the church.
Die familie wat in eenheid met Jesus is, wat in mekaar in eenheid is, mag mekaar nie opeet en byt en hap en minagtend wees en arrogant wees en trots wees. Nee, ons dien mekaar. Ek dank die Here dat ek in my ouerhuis, die voorreg gehad het, hoor hier, om my ma en pa se voete te was. My ma het eendag my voete gewas, my pa het eendag my voete gewas, daarom nie my kop nie. Maar dat ons die voorreg gehad het as 'n familie om dit prakties te kom toepas. Een van die mooiste beelde van Jesus wat kom dien as koning van die konings, as Here van die heelal. Met ander woorde, luister gou, jy moet dit neerskryf. Die kruis was met ander woorde nie net vir vergifnis nie. Ek weet dit klink snaaks. Maar sonder vergifnis en sonder bloedvergieting kan ons nie een wees in familie nie. Want Jesus moes ons in sy bloed was om te bevestig dat ons nou een is met hom, soos uit 'n geboorte uit. Daarom roep die hele aarde uit en is hy in barensnood, die hele aarde, want dit wag soos 'n swanger vrou vir die geboorte van die seuns en die dogters, the sons and daughters, sonship of the true family that's in Christ, soos die eerste Adam. Adam was God se eerste seun. Eva was God se eerste dogter. Adam en Eva se pa was God, Jahwe. Uit hom uit is ons almal, as ons in hom en deur sy bloed in eenheid gebring word, sy kinders, sy seuns en sy dogters. Die woordjie lidmaat beskryf dit nie regtig nie. Die woordjie membership beskryf dit nie regtig nie. I'm not a member in my family. I'm a family member. Jy sien wat die eenheid wat tussen ons is soos 'n liggaam. My arm is, sien jy hom hier? Hy is deel van my liggaam. This is a member of my body. It's part of my body. It's not separate from my body. It's part of my body. Carries the same blood, the same DNA. It's one with my body. So die arm skielik sy eie pad begin loop. Can't be part of my body anymore. Hierdie goddelike openbaring is, Jesus sterf nie net vir ons sodat ons vanaand kan hoor, ons is vergewe nie. Jesus sterf vir ons dat ons vanaand kan hoor, ons is een met hom. You need to write that down. The cross started with forgiveness. But the revelation, the mystery of the cross is inclusion back into the family. Forgiven to be one with the Father again. Forgiven to be a son again. 'n Heiden wat ingetrek is en nou 'n seun is. The deeper revelation of this is I died with you. Jy weet, baie mense as Christene sê, ja, ek het Jesus aangeneem as my persoonlike saligmaker. Wat beteken dit? You have to die with him. Not just that he died for you. That's the first step. That's forgiveness. But inclusion, union is, he didn't just die for me. He died with me. And I died with him. Dis wat Romeine 6 vir jou probeer vertel. Dis wat die hele Bybel vir jou probeer vertel. Thank you, Jesus, for dying for me. But oh, thank you, Jesus, that I have the honor to die with you. Dat hierdie Romeine 6 lewe 'n uitbeelding is van I was raised with you. Daar waar Jesus uit die dood uitkom, Johannes 3. Dis waar Johannes in die derde brief van Johannes, waar Nikodemus nie mooi verstaan wat aangaan nie. Hy verstaan nie, hy sê ek kan nie teruggaan in my ma se maag nie. Hierdie eenheid spreek van inclusion. Ek word letterlik wanneer ek uit die dood uit opstaan gebore, soos 'n babietjie. Ek kom deur die geboortekanaal. Die bloed van Jesus wat nou aan my vasklou soos wanneer 'n babietjie gebore word en vol bloed is, that's the mark. It's my mother. Jy kan 'n babietjie vat en hom vol bloed gaan smeer en hom vir iemand bring en as dit nie haar kind is, sal sy vir jou sê. Want die ma weet. Jy kan dalk nog die pa bedrieg. We are not wondering tonight. We are not hoping to be children. We are not prolonging our faith that one day will be accepted. Dit klink vir my soos aanneming. Dis hoekom baie kerke, wanneer die kinders oud genoeg is, dan het hulle mos aanneming en voorstelling. Imagine jy's gebore
En toe jy 18 jaar oud is, toe roep jou pa jou in die sitkamer en sê, hoorie, jy's eintlik nie my regte kind nie, biologies, ek het jou aangeneem. Ek neem aan, dit sal vir jou 'n verskriklike skok wees. Dit sal. My pa en ma was my biologiese ouers. Luister gou hier. Abba Vader is jou biologiese hemelse pa. Deur Jesus Christus en die Heilige Gees wat jou ingebore het in die familie. As jy dus 'n seun is, dan is jy mos vanaand biologies, geestelik, hemels een met Abba Vader. Daarom Jesus se gebed in Johannes 17. Daarom die openbaring van daar in Matteus, in Genesis, in Efesiërs 5 vanaf vers 22 tot vers 33, die openbaring van die vergelyking in die huwelik tussen man en vrou, tussen Jesus en die bruid, ons as seuns en ons as dogters. The secret is this. Paulus skryf dit in 1 Korintiërs hoofstuk 2. Dat if the rulers of this age had understood God's wisdom, they would not have crucified our Lord of glory. You gotta go and read it. 1 Korintiërs hoofstuk 2. Gaan lees daar waar Paulus dit skryf. Hierdie secret. Luister gou. Skryf dit neer. Maak seker jy het jou pen in jou hand. The enemy, the rulers of this world, thought they were killing Jesus, the Son. In the meantime, God was multiplying His sons. The cross is not the killing of Jesus. Yes, He died there. But the cross is the place where Jesus multiplied His sonship over His sons and daughters. Die kruis is nie 'n plus nie, dis 'n maalteken. Dit is so saamgestelde rente. As jy met enige ou praat, dan sê hulle vir jou die mees wonderlikste ding op die aarde, en ek dink selfs Einstein het dit gesê, is compound interest. Because you don't have to work for your money is working for you. Saamgestelde rente. Proporsioneel raak dit in verhouding meer rente op rente op rente. Jesus dies as the Son of God, and when we die with Him, we are raised as sons and daughters of God. Dis waarvoor Romeine 8 geskryf is in die Bybel. Die hele skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking. Wat is dit in Engels? The revelation of the sons and the daughters of the King. Mense, ek kan nie vir julle sê hoe hierdie revelation van Christus in ons my hele lewe verander het nie. Ek weet, ek is in Hom, een met Hom. Niks kan my skei van Hom nie. Niks kan maak dat ek nie meer sy seun is nie. Niks op hierdie aarde het die potensiaal om die feit dat ek uit Hom uitgebore is, ooit van my af wegneem nie. Die stukkie papier wat vanaand sê, ek is my ma en pa se kind, kan jy uitbrand, jy kan dit weggooi, jy kan dit selfs gaan vervals. I stay their son biologically. Nobody can change that on this planet. Not even the devil. How do you think then, when we are one with Him, born into the kingdom, through His blood, which is way more powerful than human blood, and the human blood that we are born from. We are now born from His blood on the cross, which means He is my heavenly Father. I identify now, and I carry His identity as His Son. That's what the book of life is all about. Die boek waarvan Openbaring praat is eintlik 'n geboortesertifikaat. Ek weet jy het dit nog nooit so gehoor nie, maar ek sê dit vanaand vir jou, so want dis wat dit is. Die boek van die lewe is 'n hemelse geboortesertifikaat boek, wat wys dat jy uit Hom uitgebore is, hy is jou pa, hemels geestelik biologies, en jy sy seun, hemels geestelik biologies, deur sy bloed, die bloed van die lam. Dis vir my mind-blowing. That is the biggest revelation. That is the biggest secret on this planet Earth. You see, God's eternal plan has always been not just to save you.
but to share his life with you. Come on. If this does not make you excited, I don't know what will on this planet. He didn't just die for you to save you. He died for you to share his life with you, to be one with you. That will be the biggest revelation on the planet Earth. There will be no bigger revival. There will be no bigger revelation. That is the biggest revelation where the whole of heaven confirms it. En kom ek bevestig dit vir jou. Wat veroorsaak dat die engele in die hemel celebrate? Wanneer iemand se naam geskryf word, sy hemelse geboortesertifikaat, wanneer jou naam in die bloed van die lam, in die hemelse boek, wat verseël is, halleluja, niks kan jou naam daar uithaal nie, jy is ingebore, you are one with him, en dink jy gou, ek wil hê jy moet mooi dink, Jesus, Vader, Heilige Gees, altyd een. Die kruis is die eerste en enigste plek in die geskiedenis, waarvan ons weet in die Bybel, waar die Seun uitroep na die Vader, want sonde wat op hom kom, maak dat daar 'n gebrokenheid kom. Weet jy wat het in daardie oomblik plaasgevind? Jesus het teruggetree, die heelal met die mens wat in hom ingebore is en van bo gebore word, het ingetree. Hy het ons geregtigheid gevat wat ons geskei het dat ons soos heidene was. En sy bloed het ons ingestel as ware seuns en dogters sodat ons die geregtigheid van God kon word in daardie oomblik. En Jesus kom en hy verseël dit met sy opstanding sodat ons seuns kan bly en die Heilige Gees as onderpand word die waarborg daarvan. So when you are now living and walking in the Holy Spirit, you are walking in union, being included in the family, with your name written in the heavenly book of birth certificates. That's how I want to call this book, the book of life. Your heavenly, godly birth certificate on the planet Earth through the blood of the Lamb, which unifies you as a son of a daughter. Therefore, the cross means union. Jy het vanaand sy lewe ontvang. Dit verander hoe jy bid. Dit verander wat jy bid. Dit verander hoe jy sonde sien en hoe jy oor sonde dink. Want geen sonde kan jou skei van God as sy bloed jou gewas het nie. Behalwe die sonde teen sy gees, wat beteken wanneer ek dit nie aanvaar nie. Wanneer ek nie toetree tot die hemelse geboorte nie. Wanneer ek myself nie as bruid sien nie, maar 'n vuil sondaar, 'n heiden. Wanneer ek myself diskwalifiseer. Nie hy nie, ek myself. Maar vanaand is ek ingesluit. Dit verander hoe ek genesing sien. Dit verander hoe ek, wanneer ek bid met autoriteit sien. Dit verander hoe ek myself sien. Sedertdien het ek myself nog nooit ooit dieselfde gesien as voor die openbaring van Jesus Christus. Wie en wat hy in my en jou wil wees nie. Ek wil jou vanaand bless. As jy klaar geluister het na hierdie boodskap, dat jy in jou binnekamer ingaan, daar's nog so 'n bietjie tyd oor, so 15 minute, ek gaan klaarmaak, maar jy het mos nou uur uitgevat of uitgekoop vir hierdie lewendige uitsending. En dat jy in die volgende 15 minute vir Heilige Gees gaan vra, om die openbaring van hy in jou en jy in hom, vir jou oop te breek, van die heel eerste vlak van die kruis af, deur familie, deur kindskap in 'n huwelik, deur eenwording met jou naam in die boek van die lewe, want Jesus se lewe aan die kruis bring vir my sy lewe. God now lives his godly life through Holy Spirit in you. And you have the authority to accept it and believe it, or not to accept it, which will be sin against the Holy Spirit. Mag die Here jou seën. Met hierdie woordjie Here bedoel ek Yahweh Elohim, skepper van die heelal. Mag Yeshua HaMashiach seën, dis God self wat sigbaar word, en homself openbaar, en Heilige Gees Ruach HaKodesh, hierdie waarheid vir jou inbrand, soos 'n naalstring wat jou in die lewe vir 9 maande gebring het in jou moeder se maag,
jou vanaand so geboorte laat skenk in die identiteit wat God vir jou bepaal het in sy seun. Ek bid dat jy 'n fenominale openbaring sal hê. Nie revival nie, maar revelation van Christ in you. Here seën jou, mooi week. Ek sien jou volgende Sondag selfde tyd, selfde plek.